saam met my lees uit Johannes hoofstuk 11. Evangelie volgens Johannes hoofstuk 11. Is die welbekende gedeelte van Maria, Martha en Lazarus. Ek gaan lees vanaf vers 20 tot waar die Gees my gaan lei. Vers 20. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê vir Jesus: Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat ek van God vra, God hy sal gee. Jesus sê vir haar: jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom: ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid. En glo jy dit? Sy antwoord hom: ja, Here. Ek glo dat die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies, en sê: die Meester is hier, en hy roep jou. Sy het toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was by die plek waar Martha hom tegemoet gekom het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het haar gevolg en gesê: sy gaan na die graf om daar te ween. Toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê: Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus daaraan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê: waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom: Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê toe: kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê: kan hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spelonk en 'n steen het daarin gelê. Jesus sê: neem die steen weg. Martha, die suster van die Leone, sê vir hom: Here, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir hom: het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle: maak hom los en laat hom gaan. Die Here seën die lesing van sy woord om sy naam se wil. Ek gaan net Dolly vra om vir ons die woord van die Here te kom seën. Vader, vanmôre in die naam van Jesus, dat ek vir U kom sê baie dankie. Dankie vir genade en krag en sterkte, my God. Here is die woord, my God. Here, die woord is ja en amen, Here. Here, seën die woord, Here. Seën vir pastoor wat die woord gaan bring. In Jesus naam, amen en amen. Laat my toe om kortliks met U te deel uit hierdie gedeelte uit. Ek hou nie daarvan om 'n boodskap te titel nie, want dan hou dit my so 'n bietjie vas. Ek moet binne hy titel in beweeg. Maar as ek so 'n los titel aan die boodskap wil gee, en dan sê dit gaan oor teleurstelling en God se tydsberekening. Disappointment and God's timing.
Laat my toe om saam met u te deel dan uit die voorgeleese gedeelte. Johannes skryf hier die evangelie en in die hoofstuk kom hy en hy stel ons bekend aan 3 mense. Lazarus, die broer van Maria en Martha. En nou wil ek hê jy moet die mekaar raak met Lazarus nie. Want jy sê daar is 2 Lazaruses wat genoem word in die Nuwe Testament. Dit is Lazarus en die ryk man, en dan praat ons nou hier van Lazarus met sy 2 susters, Maria en Martha. Dit was die familie wat Johannes aan ons wil bekendstel. 'n broer en haar 2 susters. Nou dit is so dat hierdie familie baie na aan Christus was. In feite, Jesus het hulle gereeld besoek, want hulle was in Betanië en Jesus was dikwels in Jerusalem, en Betanië en Jerusalem was nie ver van mekaar af nie. Daarom het hy van tyd tot tyd na hulle toe gegaan om daar met hulle tyd te spandeer, om daar met hulle te wees. Lukas 10 noem Jesus vir ons dan 'n geleentheid of 'n tyd toe Jesus met die 2 susters was, toe Maria by die voet van Christus gesit het, omdat sy wou leer van hom, en Martha besig was om die voedsel en die ander goed reg te kry vir Jesus. So hy was meer as een geleentheid, was hy daar. Die een persoon wat Johannes vir ons baie duideliker wil voorstel, is Maria. Want dit was die een wat sy voete gewas het, en met haar hare gesalf het, en sy voete met haar hare afgedrooi het. So Christus was na aan hierdie familie. Hulle was vriende gewees. Hulle was lief vir mekaar. Wanneer hulle kom en vir Christus sê dat Lazarus dood is, dan sê hulle vir hom, hy vir wie u lief was, hy is oorlede. So Christus was lief vir hierdie familie. Daar was 'n besondere band tussen hierdie familie en Christus. In die gedeelte kom Christus en hy doen vir my so 'n belangrike ding wat sy menswees aan ons illustreer. Hy ween. Toe hy die susters sien, toe hy die skare sien, toe raak hy bewoe omdat hy lief was vir hulle. Daar's net 3 keer in die Bybel wat Christus geween het. Dit was toe hy op pad was Golgotha toe. Dit was toe Jerusalem binnekom en hy weet hoe dat die stad vernietig gaan word en hy ween oor Jerusalem. En dit was toe hy by Lazarus kom en die familie sien hoe hartseer hulle is en hy ween. Pieter, 'n mens huil nie somme vir enige een nie. 'n Mens huil nie somme vir enige iets nie. Maar juis omdat Christus daai hegte verhouding, daai hegte band met hulle gehad het, lief was vir hulle, daarom was hy bewoe toe hy by Lazarus kom. En nou kom die teleurstelling, daar word na hom toe gestuur en vir Christus gesê dat Lazarus baie siek was. Bybel sê nie vir ons wat 'n siekte nie. Bybel sê nie wat 'n siekte dit was nie. Maar wanneer 'n mens so die skrif lees, dan lyk dit dat dit was 'n ernstige siekte gewees. En dit lyk ook dat daar niks geneesmiddels was nie. Anders sou hulle nie vir Christus geroep het nie. So hy wat lief was vir Christus, hy vir wie Christus lief was, lê op sy sterfbed. Hy lê op sy sterfbed. En die een persoon wat hom kan gesond maak, word geroep
maar hy kom nie. Wat 'n teleurstelling. Iemand op wie jy vertroue en jy hoop gestel het. Iemand van wie jy verwag het om te kom, om jou omstandighede te verander. Hy kom nie, Oudie, hy kom nie op die tyd toe jy hom die nodigste gehad het nie. Jy sien, ek praat van Maria, Lazarus en Martha. Maar het u nie ook al op 'n stadium so gevoel, maar Doris? Het u nie al op 'n stadium so gevoel, coach? Daar was 'n oomblik in jou lewe wat jy Christus so nodig gehad het. Daar was 'n oomblik in jou lewe, maar Dolly, wat jy wou gehad het, hy moet nou kom, want hy moet nou my omstandighede moet hy omkeer. Hy is dan so lief vir my. Johannes 3:16 sê, hy is dan so besonder lief vir my. Hy kan mos my omstandighede verander. Hy moet nou kom. Ons wil mos sê, Matandi, dat dit moet onmiddellik gebeur. Christus moet nou kom en jou omstandighede verander. Maar dan kom hy nie, soos met Martha en Maria. En ek dink, wanneer hy nie kom nie, is ons so teleurgesteld. Ek bid vir hom dat hy moet kom en opdaag, maar hy kom nie. Rukos, jy het moontlik vir 'n werk aansoek gedoen, en jy het jou hoop so op daai werk geplaas. Hy was so verseker dat die Here vir jou deurkom, maar dan kom hulle en hulle sê vir jou, nee seun, daar is nie, die werk is vir iemand anders gegee. Of jy het aansoek gedoen vir iets, en jy het so gehoop dat die Here vir jou moet deurkom, Oudie, maar hy het nie deurgekom nie. Dit het nie gebeur nie. En so raak 'n mens teleurgesteld. Jy verloor jou werk. Dit lyk asof alles nie lekker gaan nie, Pieter. En jy bid vir die Here, Here kom deur vir my. En jy verwag dat hy moet nou deurkom, maar hy kom nie. Teleurstelling. Jou kinders is moontlik nie reg nie. Jy het hulle reg groot gemaak, maar hulle is nie by die Here nie. En jy wil graag hê dat hulle by die Here moet wees. En jy bid al nou so lank te sien, maar hulle kom nie tot die Here nie. Hulle kom nie tot bekering nie. Teleurstelling op teleurstelling. En mense kom soms by die punt waar hulle begin vra of God regtig nog vir hulle omgee. Of God regtig nog in staat is om te doen wat hy sê hy sal doen. Of God nog die God is wat kan voorsien, wat kan dinge verander nie. Want jy sien, ek bid nou al so lank, Chantel. Ek bid nou al so lank vir die deurbraak. Maar dit lyk nie asof dit gaan gebeur nie. Weet jy wat soms gebeur? En dit is vir my altyd iets wat ek sterk oordink. Soms dan gebeur daar iets in 'n familie, 'n kind word weggevat. Hulle bid vir 'n kind en die kind raak siek en die kind sterwe. En almal het gebid en gesê dat die Here moet inkom en die kind genees. En daai teleurstelling in daai familie is so groot dat hulle begin twyfel of Christus bestaan. Sommige gaan weg van hom af, want hulle voel dat die Here nie hulle in hulle tyd van nood vir hulle deurkom nie. Hy kom nie. Hy kom nie. Maar jy weet, sy tyd is die regte tyd. En nie ons tyd nie, maar God se tyd is die regte tyd. Wanneer hy kom,
4 dae later kom Maria en Martha na hom toe en hulle sê, Here, as jy hier gewees het, Here, as jy maar net gekom met daai tyd toe ek wou hê jy moet kom, dan sou dit nooit gebeur het nie. Maar weet jy wat vir my so snaaks om Nico? Weet jy wat my so snaaks om Nico? Is dat hierdie Jode wat daar was, en die disippels wat daar was, hulle het gesien hoe Jesus siekes gesond maak. Hulle het gesien hoe hy die blinde man se oë oopmaak. Hulle het gesien hoe die man wat verlam is, hoe hy kan loop. Hulle het gesien wat hy kan doen. Meer nog, ons sien in Lukas 8 en Markus 5, hoe dat hy die dogtertjie van Jairus, hoe hy haar lewendig maak. Jairus kom na Christus toe en hy sê vir hom dat sy dogtertjie baie siek is en vra die Here of hy nie wil kom na sy huis toe en haar genees nie. En terwyl Christus nog daar is, maar Doris, kom 'n mens en sê vir Jairus, jy's te laat, die kind is al klaar dood. Hulle het gesien wat gebeur het en Christus kom aan en hy genees. Hy laat hy dogter weer lewendig word. Uit die doodheid kom hy en hy maak haar weer lewendig. Hulle het gesien dat hy mense uit die doodheid kan oprig. Dit is nie net die een geval nie. Die weduwee van Nain in Lukas 7, 11 tot 15. Hulle bring die kind uit, hulle gaan deur die poort en hulle is op pad om hom te gaan begrawe. En Christus sien hier die weduwee hoe sy ween, hoe sy huil en hy kom en hulle dat hy seun weer wakker word. Hy sê hulle slaap net. Hulle is nie dood nie, hulle slaap net. En selfs daai seun van die weduwee van Nain word opgewek. Uit die doodheid, man, laat Christus hom weer lewendig word. En dit is my vreemd dat hulle die goed aanskou het en nie glo dat Christus vir Lazarus uit die dode kon opwek nie. Want hulle het gesien dat hy dit kan doen. En ek het so 'n bietjie gesit en ek het so 'n bietjie gedink, probeer in hulle koppe kom om te probeer uitvind, maar waarom het hulle nie geglo dat Lazarus uit die dode uit opgewek kon word nie? My beskeie mening is, Lazarus, altyd die gevalle was nog in die graf nie. Lazarus is nou al 4 dae daar. Martha en Maria sê, Here, hy stink al, hy ruik al. En hulle het geglo dat Christus kan werk net tot die dood toe en nie verder nie. Maar weet jy, my Christus kom by die omstandighede wat die slegste is, man. Hy kom op 'n tyd wat dit alle hoop weggegee is. Martha en Maria se hoop is daarmee heen. Hulle het nie glo dat hy dit kan doen nie. En hy kom en hy roep hom uit. Hy sê, Lazarus, staan op. Lazarus, kom uit. Ek kan my indink, ek wens ek was deel van daai skare gewees. Want jy sien, hulle het seker gestaan en wag en kyk, wat gaan nou gebeur? En hulle was mos in doeke toegedraai en ek kon my voorstel, hier begin die doeke te beweeg. Ek kan my voorstel, die knieë wat lanklaas gewerk het, om Nico, die knieë kom en hy klim af. Ek kan my voor die doeke is om die kop, om alles. En ek sien hoe die dieke losgemaak het. En hulle sien, die man wat nie kon asemhaal nie, hy haal nou asem. Hy is opgewek uit die doodheid, man. Omstandighede wat niemand kon verander nie. Kom Christus en hy maak dit verskillend. Hy sê, maak hom los. Laat hom gaan. Hy mag dink, coach, my omstandighede gaan nooit verander nie. Hy mag dink, Rokus, niemand kan my omstandighede verander nie. Maar glo vir my,
Maar daar is as God 'n man wat 4 dae in die graf gelê het, wat al stink, as hy daai man kan uitroep, wie is ek en jy? Wat is ons omstandighede? Wat is dit wat hy nie vir ons kan doen nie? Hy kan dit doen. Jou tyd is miskien nie sy tyd nie. Hy kom 4 dae later. 4 dae later. En ek het bietjie bepeins ook oor die 4 dae. Waarom 4? Waarom 4 dae? Nou die Jode het 'n gebruik gehad dat wanneer iemand sterwe, dan is sy gees nog daar besig om te dwaal vir 3 dae. En blykbaar die 3de dag kan die gees weer teruggaan in die man en dan word dit weer verenig met hom. Dis op die 3de dag. Christus kom die 4de dag, want hy wou nie hulle moet sê, die man het opgestaan, omdat die gees weer teruggekeer het in hom nie. Hy kom die 4de dag, sodat daar moet nie enige twyfel wees nie. Daar moet nie enige twyfel wees, dat hy vir Lazarus sou opgewek het nie. Hy kom op die regte tyd, man. Hy kom op die regte tyd. En hy kom op 'n tyd dat die disippels dit so nodig gehad het. Jy sien, Christus het geweet dat hy op pad is Golgotha toe. Dit was 'n kort tyd voordat hy sou gekruisig word. En nou kom hy, want hy wil die disippels se geloof versterk. Hy het vir hulle gesê dat hy gaan sterwe. Hy het vir hulle gesê dat hy gaan opstaan. En nou kom hy en hy wys aan hulle dat hy kan opstaan. Hy is in staat om die dode op te wek. Hy is in staat om op te staan. En dit was 'n bewys aan hulle dat hulle nie moet twyfel nie en dat hulle sterk moet raak. Christus wou dit aan hulle bewys. Hy sien, wanneer Christus praat, dan reageer die natuur ook. Hy sê vir die see, raak stil, en hulle gehoorsaam. Hy kom by die begrafplaas, Rukus, en hy sê vir Lazarus, kom Lazarus. Selfs die begrafplaas is aan hom onderworpe. Selfs die grafte en die persone wat daar is onderworpe aan hom. Hy bewys dat hy die reg het, dat hy die autoriteit het oor die dood, en dat die dood nie 'n vrees vir ons mag wees nie. Hy kom en hy sê, net soos vir hulle, ek gaan weg, en ek gaan julle weer kom haal. Net soos hy Lazarus uit die dode uitgewep, net so gaan hy kom om ons te red. Hy gee ons 'n voorbeeld daarvan. Hy het die mag en hy het die krag om 'n hopelose situasie te verander. Hy het moontlik opgegee, die mense het ook vir gesê, nee man, jy gaan dit nooit maak nie. Mense het moontlik gesê, Chantel, ag, jy gaan nooit verander nie man, jy sal nooit die mens wees wat jy wil wees nie. Maar Christus kom op die regte tyd, my suster, en hy gaan daai lewe van jou gaan hy verander. Daai omstandighede, dit waarvoor jy vir hom gebid het, hy gaan kom op die regte tyd, Doris, en hy gaan dit kom verander. God se tyd is nie ons se tyd nie, en sy tyd is altyd die perfekte tyd. As jy voel soms dat God vergeet het van jou, dat God vergeet het van jou omstandighede, kom ek sê vir die feit dat hy nog nie gekom het nie, die feit wat hy tel om te kom, is eintlik daar omdat hy besig is om jou dinge vir jou uit te werk. Hy is besig om dit wat jou pla, dit wat jy wil doen, dit wat jy vra,
om dit vir jou uit te werk. En op die perfekte tyd, op die regte tyd, maar die gaan hy kom met sy plan. En hy gaan dit vir jou doen wat hy vir jou wil doen. 2 Petrus 3:8 en ek kry altyd my stigting hierin. Het vir die Here is 1000 jaar soos een dag. En een dag is soos 1000 jaar. So God se tydslyn en ons tydslyn is nie altyd dieselfde nie. So hy kom op die tyd wanneer hy weet, dit is nou jou tyd. Dit is nou jou tyd. Dan kom hy en hy verander die omstandighede. Hy is besig om daaraan te werk, man. As ek hoor ek het sing, he's working it out. He's working it out. En sê stil sweye, en die feit dat hy nie kom nie, moenie jou angstig maak nie, moenie jou teleurgesteld maak nie, en jy moet geloof daaruit put, dat hy gaan kom, en hy gaan jou omstandighede verander. Nie op jou tyd nie, Michelle, op sy tyd gaan hy kom, en hy gaan, dit wat jy van hom vra, gaan hy vir jou doen. I think Ecclesiastes sê, dat hy op die regte tyd gaan hy kom, en sy dinge aan die openbaar. So kom ons vertrou op hom, kom ons vertrou op sy tyd, man. En ek glo dat die Here vir ons gaan deurkom en ons gaan help. Een van die manne preek vanoggend en sê dat jy moenie ophou nie. Dis net wanneer jy opgee nie sien. Dis juis die tyd of jou tyd is juis besig om dan baie naby te wees. As jy maar nog so dag of 2 gewag het, dan was jou verlossing en jou deurbraak daar. Mag God ons help, mag God gee dat ons nooit teleurgestel sal wees, ons geloof nooit sal wankel nie, maar dat ons geloof in hom sal vertrou, en ook op sy tyd, wat vir ons die beste is. Kom ons sluit ons oë. Here, U kan onmoontlike dinge doen. Almal, die natuur, selfs die graf, gee gehoor aan U wanneer U praat. En wanneer ons nou kom, Here, as ons getwyfel het aan dit wat U vir ons kan doen, kom ons volgende, Here, en ons vra U om ons te vergewe. Ons vra Here om ons te vergewe as ons getwyfel het of teleurgesteld gewees het, omdat U nie gekom het op die tyd wanneer ons het verwag nie. Dankie dat U egter vanoggend met ons praat en vir ons sê dat ons deurbraak is naby, dat U kom op die tyd wat U wil hê en dat ons nie moet opgooi nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.